Broers en susters, baie welkom by ons eenheid en veelheid seminar. Ek is dankbaar dat julle op 'n Saterdag hierheen kom vir 'n saak wat meer relevant is as wat mense seker jou kan indink. Ek dink nie eers die spreker self kan kom onder die indruk van die belangrikheid van dit waaroor ons gaan praat nie. So baie dankie en baie welkom. Vir die van die wat nie weet nie, ons hek werk van self. So as jy wil uitgaan, as jy wil vlug vir 'n spreker, dan moet jy net ry, maar ry net stadig uit, want die hek tel jou voertuig op. As jy wil, Adrie het sleutels, my dogter Adrie, die meisie met die wit hemp wat in die kombuis nou is, so julle kan haar net vra as iemand moet inkom. Ons hou maar die hek toe. Dan vir die wat nie weet nie waar die badkamers is, daar is in die lig van ons praatjie vandag is daar 'n manlike en 'n vroulike badkamer. So eers welkom. Dan het ons 'n paar programme uitgedruk. Dit lê hier op die tafels. Jy kan jouself vergewis daarvan en 10:00 gaan ons lekker koffie en tee kry. Wat betref die dag, sê ook vir julle vriende dat dit word opgeneem en gaan op ons kerk se YouTube kanaal geplaas word. So hulle is welkom om na die tyd daarna te gaan kyk. En goed, nou broers en susters, ons gaan nou saam open. Ons het vir broeder Pieter van Deventer gevra. Pieter is hy het hier in ons gemeente eintlik groot geword. So vir baie van u is hy 'n bekende. Ek gaan net so ietsie sê oor Pieter. Pieter het by die AP Akademie studeer teologie en hy het verlede jaar sy lisensiaat klaargemaak, kerklike lisensiaat wat beteken hy is nou 'n proponent. Pieter is besig met nagraadse studies in Ou Testament by die Noordwes Universiteit. Hy is getroud met Amy. Amy is ook vandag hier en hy swanger met hulle eersteling. En dan het ons ook nou onlangs die nuus gekry dat hulle 'n beroep ontvang het na die AP Kerk Grootfontein. Dankie dat jy vir ons kom open. Goeiemôre almal. Dis lekker om hier te wees. Ek het aanvanklik gedink ek het 30 minute en toe sien ek gister want ek het 15 minute. So ons gaan maar moet vinnig maak. Blaai asseblief saam met my na Genesis 1. Genesis 1. En ek wou aanvanklik toe ek gedink het ons het 30 minute die hele hoofstuk lees, want ek dink die hele hoofstuk is eintlik relevant vir die gesprekke wat daar vandag gaan wees. Maar ons gaan dan nou net vers 26 en 27, hierdie twee verse oor die skepping van die mens, waarmee ek graag vandag se lesings en praatjies en net saam wees wil inlei, sodat ons hieruit iets kan leer oor die probleem en die oplossing vir eenheid en verskeidenheid. So Genesis 1 vers 26 en 27, ons lees
die woord van God. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Die probleem van eenheid en verskeidenheid en die oplossing daarvan, dit kan nogal lekker ingewikkeld klink. Dit kan klink asof dit iets is wat bietjie bo mense plek is. Dit kan klink soos 'n ingewikkelde filosofiese probleem en mense wonder dalk wat het dit met die kerk te doen, wat het dit met ons as Christene te doen. Ek wil dit net so 'n bietjie probeer verduidelik. Ek steek die ander sprekers gaan nog in baie meer bekwame woorde as ek hierdie ding vir ons skryf en vir ons uiteensit. Ek wil maar net so 'n bietjie van 'n inleidende gedagte gee. As jy kan sê 'n manier om daaraan te dink, jy kan kyk na 'n bos of 'n woud. Jy sê, wat is die oerwoud eintlik? Is dit net bome? En is dit eintlik net individuele afsonderlike en jy kyk net na elke boom en op die ou end is dit net 'n klomp bome wat toevallig by mekaar staan, of kyk jy na die hele bos en jy sê nee, die bome is nie belangrik nie. Jy moet net die bos sien, jy moet net die woud sien. En dit is hierdie vraag wat filosofe nog deur die hele geskiedenis oorwonder. Wat is dit eintlik? Is dit die bome of is dit die bos? Het jy die verskeidenheid, soveel verskillende afsonderlike bome, of het jy eenheid? Het jy 'n bos? Mense kan net so vra, is alles op die ou end eenheid? Vou alle dinge maar net in mekaar? Is die verskille wat ons rondom ons sien maar net 'n illusie? Is daar eintlik geen verskil tussen reg en verkeerd, wit en swart, lig en duisternis nie? Is alle dinge maar net 'n see van wese wat in een staat oorgaan na 'n ander staat, altyd wordend, nooit onderskeidend nie? Of dit is eenheid. As eenheid uiteindelik is, dan is dit waarmee jy sit. Alles is water. Of aan die ander kant is alles verskeidenheid. Is elke mens, elke molekule, elke atoom op die ou end net 'n afsonderlike entiteit in sy atomiese bestaan. Is daar geen manier om jou lewe met my lewe te vergelyk nie. Is almal maar net individue wat elke op sy eie muurshoop staan. Dit is die vraag van eenheid en verskeidenheid. En hier in Genesis 1:26 en 27 kry ons die Christelike antwoord op hierdie probleem. As jy daar saam met my kyk daarna Genesis 1:26, en dit ons daar gelees God wat praat wanneer hy die mens skep, dit is uniek. Hy het nie gepraat op hierdie manier wanneer hy die res van die skepping gemaak het nie, maar in Genesis 1:26 dan praat God en hy sê, laat ons mense maak na ons beeld. Nou wat is daar die ons? Sommige teoloë reken dit is God praat met die engele. Dit is nie so 'n goeie verklaring van dit nie vir die eenvoudige rede dat engele skep nie. Nêrens in die skrif kry ons die idee dat die engele saam met God geskep het nie. Die Bybel beklemtoon eintlik baie sterk dat God alleen die skepper is. Hy het nie enigiemand anders gebruik om te skep nie. Jy kan gaan kyk na Jesaja 44:24 is 'n bewys vir daardie beginsel. God alleen is die skepper. En daarom is dit die beste manier om daardie ons te verstaan as 'n verwysing na die drie eenheid. Jy het die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat met mekaar raad hou in hulle drie eenheid voor hulle skep. En daarom as jy kyk na die drie eenheid, dan kry jy eintlik die oplossing vir die probleem van eenheid en verskeidenheid. Want in die drie eenheid het jy een, God is een wese, maar jy het ook verskeidenheid, hy is drie persone. En daar sien jy dat eenheid en verskeidenheid bestaan in die uiteindelike sin. As jy kyk na ons wêreld en vra altyd is alles een of is alles baie? Ons kan sê op die uiteindelike manier God wat die grond is van ons werklikheid. Hy is een en veel. Hy is drie enig. Maar jy sien ook hier die oplossing vir, as mens dit so kan noem, die sosiale probleem van eenheid en verskeidenheid. Sien jy ook hier in ons gedeelte. Ons wêreld, ons samelewing sukkel met die probleem van eenheid en verskeidenheid. Jy sien dit in al die gemors. As jy vra van hoeveel geslagte is daar eintlik? Is daar nou 2 of is daar 1000 geslagte? En jy kan eintlik enige iemand in sy eie individu kan ek sê ek voel nou ek is 'n hond of ek voel ek is 'n kat of ek voel ek is 'n wat ook al, Z-gender. En omdat ek so voel, ek is 'n individu, omdat ek so voel mag niemand van julle vir my sê dat ek verkeerd is nie. Dit is radikale individualisme verskeidenheid.
Of aan die ander kant is daar ook 'n soort van chaos, dit is daar's geen onderskeidings tussen mense nie, en eintlik het jy 'n spektrum van geslagte. Daar het jy weer radikale eenheid. So ons samelewing het ook 'n probleem van eenheid en verskeidenheid, en ons sien ook die oplossing daarvoor hier in vers 27 as ons lees hoe God die mens skep. En lees ons, God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Sien weer, kyk daar's weer eenheid en verskeidenheid. God het hom geskape, enkelvoud. Man en vrou het hy hulle geskape. Daar het jy verskeidenheid. En dan as jy 'n bietjie verder lees, jy kom by Genesis 2 vers 24, en lees hy, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. So 'n huwelik wat God drie-enig moet uitbeeld, en daardie huwelik het jy weer eenheid en verskeidenheid. Jy het twee individue, twee mense wat heeltemal verskillend is op baie maniere, wat by mekaar uitkom en een vlees word, een van gedagte, een van sin, een van wil. Daar het jy weer eenheid en verskeidenheid. Die uiteindelike filosofiese oplossing vir die probleem van eenheid en verskeidenheid is die drie-enige God. Maar die praktiese oplossing vir die sosiale probleem van eenheid en verskeidenheid in ons chaotiese samelewing is God uitbeeldende een vlees huwelike. Ek het 'n prentjie hier wat ek graag wil wys. Ek weet my tyd is min. Kyk gerus net na hierdie prentjie. Hierdie gee vir mense 'n bietjie van 'n idee van waar die stryd lê vandag en waar die lyn in die grond getrek word. Sê vir jou omtrent, so sê nou maar 50 jaar, 60 jaar gelede, wie was die mense wat kontrakultureel was? Wie was die mense wat teen die dominante kultuur gerebelleer het? En daar kry jy 'n bietjie van 'n idee van hoe hulle gelyk het. En wie is dit vandag? As jy nou vandag regtig teen die grein in wil leef, as jy 'n kultuur wil nastreef wat kontrakultureel is, dit is hoe jy nou moet lyk. Een man, een vrou, in 'n huweliksverbond vir ewig, wat hulle kinders grootmaak in die vrees van die Here, en daar sien jy die werklike vorm van eenheid en verskeidenheid. Een man, een vrou, wat getroud is, een vlees verhouding. En ek wil u vandag regtig uitdaag. Moenie na die praatjies kom luister en dink dit is net 'n klomp ingewikkelde teoretiese gesprekke wat oor jou kop moet gaan. Hierdie is dinge wat saam met ons huis toe moet gaan. Ons moet dit in ons huwelike gaan uitleef. Ons moet dit in ons gesinne gaan uitleef. Daar moet eenheid en verskeidenheid tuiskom waar jy een man en een vrou het wat dan een word. In hulle verskeidenheid vind jy eenheid, en uit daardie een vleesverhouding kom nog kinders na vore wat hulle vlees van hulle ouers af ontvang. Jy sien daar die diversiteit, die verskeidenheid, maar ook die eenheid. Kom ons bid. Onse Vader, ons dank U vir die goedheid, ons hier mag wees vandag, dat ons hierdie onderwerp so belangrik is, ook so gewigtig en ook so eintlik ingewikkeld, dat ons hierdie onderwerp mag aandurf vandag in U naam. Ons bid dat U met elkeen van die sprekers sal wees, dat U hulle sal help om hierdie sake vir ons te verduidelik, dat U hulle gedagtes sal stimuleer en ook ons gedagtes sal stimuleer. Ons vra ook dat U ons sal help om hierdie dinge wat ons bespreek huis toe te vat, na ons huisgesinne, en dit daardeur in hierdie wêreld in te dra. Help ons in ons huwelike, in ons gesinne, om hierdie eenheid en verskeidenheid daar uit te leef, en op 'n Bybelse manier kontrakultureel te leef. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Baie dankie.